Kersvader se magiese sneeubal. She luistert naar een klets in Afrikaans. In 'n klein dorpie, diep in die sneeubedekte woud, was daar 'n ou antieke winkel vol wonderlike skatte. Een van die mees betowerende items in die winkel was 'n groot sneeubal met 'n pragtige miniatuur Kersfeestoneel binne-in. Maar hierdie sneeubal was nie soos enige ander nie. Dit was magies. Binne die sneeubal het Kersvader en sy elwe hard gewerk om geskenke vir kinders reg oor die wêreld voor te berei. Die sneeu het sag en stadig geval en die klein dorpie binne die sneeubal het altyd helder en feestelik gelyk. Maar daar was een probleem. Kersvader het nog nooit Kersfees buite die sneeubal gevier nie. Een koue Desember aand, terwyl die winkel stil was en die maan helder geskyn het 'n klein seentjie met die naam Pieter die winkel binne gekom. Hy was op soek na 'n spesiale geskenk vir sy sussie. Toe hy die sneeubal sien, het hy onmiddellik geweet dit was die perfekte geskenk. Hy het die sneeubal huis toe geneem en dit op die kaggelrak gesit. Daardie nag, terwyl Pieter en sy gesin geslaap het iets wonderbaarliks gebeur. Die sneeubal het begin gloei en Kersvader het lewendig geword. Hy het uit die sneeubal geklim en in Pieter se huis rondgeloop. Kersvader was verheug om uiteindelik Kersfees buite die sneeubal te kan vier. Hy het die huis versier met helder liggies en kleurvolle kraanse en hy het geskenke onder die kersboom gesit. Toe Pieter en sy gesin die volgende oggend wakker word, was hulle verbaas om die huis so feestelik versier te sien. Pieter het geweet dat die sneeubal magies was en dat Kersvader 'n spesiale besoek aan hul huis gebring het. Hulle het die dag saam met Kersvader gevier, gesing, gelag en geskenke uitgeruil. En so het Kersvader elke jaar 'n spesiale besoek aan Pieter se huis gebring. En die sneeubal het 'n kosbare familie-erfstuk geword, wat die magie van Kersfees vir altyd lewendig gehou het.